kry 'n motiverende missie. In die romantiese verhale en sprokies het ons dikwels die uitdrukking gehoor van "and they lived happily ever after". Dis 'n manier van uitdrukking gee om te sê dat die karakters hulle drome of hulle liefde bereik het. Ek dink as ons nadink oor ons hoop of ons toekomsdrome, is dit nog steeds die gevoel waarmee mens werk. Ons wil hê dit moet uitwerk, ons wil hê ons kan dit bereik, ons wil hê dit moet permanent vir ons goed gaan. Die realiteit is, of wat ons elke weet, is dat dit rof gaan. Ons moet ook die Bybelse tye waarin Jesus geleef het, nie so romantiseer en idealiseer asof dit die ideale tyd was en hulle dit makliker gehad het as wat ons dit nou het nie. In werklikheid was dit 'n baie onsekere tyd. Daar was politieke onsekerheid, want die Romeinse heerskappy het Jesus se volk van hulle regering en voorregte ontneem en hulle het gesukkel om regte regering en stabiliteit te kry. En daarom het so baie gedink Jesus is hulle verlosser wat hulle gaan bevry van die Romeinse juk, soos hulle dit gestel het. Gesondheidsgewys, dit was 'n totale nagmerrie, want daar was pla en hulle het nie die tipe medikasie en navorsingslaboratoriums van ons gehad en die mediese kennis en medisyne nie. So jy het gelei as jy siek was. Ekonomies het armoede hoogtyd gevier. Mense het gesukkel om brood op die tafel te kry, as hulle ooit 'n tafel kon besit. Sosiaal en kultureel was daar baie onstabiliteit. En dan nog het mense gewonder oor die lewe en of die lewe enige sin het. Want as 'n mens swaar kry, ontneem dit dikwels 'n mens van die sin of betekenis van die lewe of die gevoel dat die lewe betekenis het. En tog het Jesus ingekom in al hierdie onsekerhede in, want hy het wat ek noem 'n motiverende missie gehad. Hy het vasgehou aan die doel en die betekenis waarom hy aarde toe gekom het. Ons lees dit, hy sê in Johannes 6 vers 38 tot 39. Ek het van die hemel afgekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. En vir hierdie motiverende missie het Jesus self sy lewe gegee. Hy het die helse pyne van die kruis en verwerping verduur, maar hy het nie opgegee op sy motiverende missie nie. Hy het geleef en gesterf vir die doel en die betekenis waarvoor hy aarde toe gekom het. As jy nou dalk verdwaal voel in onsekerheid, gaan sit by God en hoor, wat is jou motiverende missie? Watter nood, watter uitdaging lê God op jou hart om aan aandag te gee? Begin klein, maar begin daarmee. Leef geïnspireerd.